Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie dankie dat julle bietjie tyd uitkoop om saam te kuier. Ons gaan bietjie hierdie week gesels oor eensaamheid. Daar's so baie mense wat vir my gevra het dat ek net iets moet doen oor eensaamheid. Mense is so alleen. So kom ons kyk bietjie wat kan ons leer? Hoe kan ons gesond raak uit eensaamheid? So, ons is 'n bedieningsspan landwyd. Ons is 'n span beraders wat tyd uitkoop om mense te help wat vasgevang is in onverwerkte trauma. Ons het innerlike genesingskursusse. So, stuur net 'n boodskap in die inbox of na my WhatsApp nommer toe en ons kan kontak maak en julle kan begin aansluit by hierdie ondersteuningsgroep. So julle, ons het verskeie werkswinkels. Ons het juist die 13de Junie weer 'n werkswinkel aan gesonde grense en die identiteit, kom vind jou identiteit in Christus. En dan gaan ons ook bietjie meer leer oor nagmaal, hoe om nagmaal reg te gebruik, die wapenrusting en daar is sommer baie verrassings. Ons gaan saam kuier van 9:00 die oggend tot 2:00 die middag, prys en worship tussenin. So, koop die tyd uit, ons gaan dit sommer landwyd doen. Jy kan dit deelneem deur Google Meet te gebruik, of as jy in Pongola is, kan jy saam met ons kom kuier. So julle, daar is so baie dinge aan die gang, net om vir julle 'n beter wêreld te skep. So eensaamheid kan 'n langtermyn wees of korttermyn. Dit kan 'n herinnering wees van onvervulde emosies en behoeftes. God is egter altyd teenwoordig en wil jou hart vul met liefde en vrede. So moet ons mekaar ook daai onvoorwaardelike liefde kan uitdeel. Wat 'n vorm van eensaamheid ervaar ek die meeste? Waar is jy eensaam? Ek hoor net, daar's so baie mense wat vasgevang is in eensaamheid. Al is hulle tussen baie mense, voel hulle eensaam. So hoe reageer ek daarop? Hoe hanteer ek dit? Gaan en bid, gaan in jou binnekamer. Here, wys my hoe U altyd naby my is, selfs al is ek alleen. Help my om U teenwoordigheid te sien en te voel en te ervaar. So die oorsake van eensaamheid is 'n gebrek aan nabyheid en verhoudings of familie, waar dinge skeef geloop, skielike lewenstransformasie, soos 'n verhuising of 'n werksverlies. So jy trek na 'n vreemde plek toe en het geen vriende daar nie, verwerping of konflik in verhoudings, sosiale isolasie, vrees of selfbeskerming, depressie of angs wat kontak moeilik maak, gebrek aan geestelike lewe of jou gebedslewe is nie gesond nie, trauma of onverwerkte emosionele pyn. Al hierdie dinge kan 'n rol speel in eensaamheid. So watter van hierdie oorsake erken ek in my lewe? Kom, skryf dit in die kommentaar, neem deel. Hoe het dit my gevoel van eensaamheid versterk? So, bid, Here, bring genesing aan die wortels van my eensaamheid. Help my om U teenwoordigheid te aanvaar. Jou primêre doel hier op aarde is om te aanvaar dat Jesus lief is vir jou, om sy liefde te vat. So, gevolge van eensaamheid. Eensaamheid kan emosionele pyn veroorsaak, soos hartseer en depressie. Dit kan fisiese gesondheid beïnvloed, spanning, slaapprobleme bring, isolasie kan selfbeeld en selfvertroue verminder. So, dit kan verhoudings verder bemoeilik. 'n Gevoel van hulpeloosheid en moedeloosheid kan ontstaan.
Langtermyn kan dit geestelike vrees en twyfel veroorsaak. God kan genesing bring, selfs in die diepste eensaamheid van jou lewe. So, watter gevolge van eensaamheid sien ek in my lewe? Hoe beïnvloed dit my verhoudings met myself, met ander en met God? Gaan bid in jou binnekamer, Here, vul my hart en my lewe met u vrede en liefde. Laat my nie vreesig of alleen voel nie. Moenie in daai vreesigheid verval nie. Die rol van God in eensaamheid. Kom ons kyk, hoe kan God 'n rol kom speel in jou eensame lewe? God beloof om altyd by ons te wees. Jesaja 41 vers 10. Jesus verstaan ons pyn en voel saam met ons in die eensaamheid. God gebruik gebed om ons hart te vul met vrede. Die Heilige Gees bring troos en leiding. Skrifverse herinner ons dat ons kosbaar is in God se oë. God kan mense stuur om ondersteuning en liefde te bring. Vertroue in God help om eensaamheid te oorkom en innerlike vrede te vind. So, hoe ervaar ek God se teenwoordigheid in my eensaamheid? Here, laat u teenwoordigheid my leegte vul. Help my om op u te vertrou in elke oomblik van eensaamheid en alleen wees. Praktiese strategie om eensaamheid te hanteer. Bou nabyheid en bestaande verhoudings. Sluit aan by ondersteuningsgroepe of geestelike gemeenskap. Dit is baie belangrik, oefen selfversorging en meditasie. Skryf jou gedagtes en emosies neer. Neem deel aan aktiwiteite wat jou vreugde en gemeenskap bring. Leer om jou alleentyd produktief en geestelik opbouend te gebruik. Watter strategie kan ek vandag begin toepas? Gaan kyk en bid. Here, lei my in 'n gesonde en opbouende verhouding. Vul my hart en siel met u teenwoordigheid. Emosionele verwerking en loslaat. Erken jou gevoelens eerlik. Skryf jou pyn neer en bring dit aan God. Vergewe jouself en ander wat jou seer gemaak het. Los selfkritiek en bitterheid. Los dit. Moenie jou gevoelens onderdruk nie, maar verwerk dit in gebed. Dank God vir elke klein stap van genesing. Watter emosies moet ek loslaat? Die gebou van 'n gemeenskap en ondersteuning deur jou eensaamheid. Vul mense wat jou kan ondersteun. Gaan vind hulle. Deel jou emosies met vertroueling, met 'n mentor. Sluit aan by berading of 'n geloofsgroepie, soos hierdie wat ons het, wat ons vir julle aanlyn kan bied. Elke maandag aan 7:00 het Lisa Bybelstudie, ons het Dinsdagoggende Bybelstudie wat Odet aanbied. Dan het ons Dinsdaande innerlike genesing, dwars deur die jaar, elke Dinsdag aan 7:00 deur Google Meet. En Woensdaande is dit die geneeste helper. Kom skryf in vir die kursusse. Maak dit jou journey van genesing. Raak ontslaaf van julle onverwerkte trauma. So dis belangrik. Deur ander te help, verminder jy jou eie gevoel van isolasie. God gebruik mense rondom jou om genesing en vreugde te bring. Gemeenskap versterk hoop en selfvertroue. God se liefde kom dikwels deur ander se teenwoordigheid. So, wie kan my ondersteun? Het jy 'n ondersteuningsgroepie? Hoe kan ek meer betrokke wees in die gemeenskap? Kom en raak betrokke. Ons kort daai intercessors. Raak betrokke. Gaan in jou binnekamer en bid.
Here, stuur mense na my wat my kan bemoedig en ondersteun in my genesingspad. So, dankbaarheid is so belangrik. Dank God vir klein oorwinnings en genesing. Skryf elke dag 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar kan wees. En wees dankbaar, dit bring genesing. Dankbaarheid help om eensaamheid ook te verminder. Herinner jouself aan God se beloftes. Deel jou vreugde en dankbaarheid met ander. Waarvoor is ek vandag dankbaar? Net in die week het iemand vir my gesê, sy is so dankbaar, sy het 'n dak oor haar kop, sy het kos en klere. Mense, ons neem dit so vanselfsprekend aan. Here, dankie vir u teenwoordigheid en liefde. Vul my hart met vreugde en dankbaarheid. Mense, ek besef mense het nie meer vrede nie. En vreugde, 'n langtermyn genesing, is oefen gereelde gebed en skrifmeditasie. Handhaaf gesonde verhoudings, erken triggers van eensaamheid vroegtydig. Hou dagboek van emosies en gebede. Wees geduldig met jouself tydens genesing. Leef om alleen wees produktief en opbouend te gebruik. Vertrou God vir volhoubare vrede en vreugde. Watter aktiwiteite sal my help om eensaamheid te voorkom? Hoe kan ek God elke dag nader en ervaar? Here, lei my in 'n volhoubare genesing en laat my groei in u liefde en vrede. Hoop en nuwe begin. Elke dag is 'n nuwe kans om God se teenwoordigheid te ervaar. Genesing gebeur stap vir stap. Vertrou dat God jou hart sal vul en eensaamheid sal genees. Gebruik jou storie van genesing om ander te bemoedig. Elke oorwinning, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie. God bring nuwe begin en vreugde selfs na diep eensaamheid. So wat is my hoop vir die toekoms? Wat is jou hoop? So nou, daai eensaamheid wat jy so beleef, daai emosionele genesing wat jy nodig het om dit te kan oorwin, beteken dat jy pyn, seer en hartseer moet loslaat. Kies om te laat gaan. Soms dra ons hierdie seer vir jare sonder om dit te erken. God sien jou seer en wil jou help om dit te genees. Genesing gebeur deur gebed, refleksie en belydenis. Deur jou emosies aan God oor te gee, begin innerlike vreugde. Elke stap van genesing, hoe klein ook al, bring jou herstel. Jou hart kan genees en jy kan weer vreugde ervaar. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die gebrokenes van hart en red die verslae van gees. So mense, wat gaan in jou sielste mensie aan? Jou siel is jou denke, en jou redenasie, en jou vermoëns, jou wil. So, wanneer jy so negatief is, dan kweek jy siektes en dit spoel in jou liggaam in. So, ons moet net besef, ons siel maak ons siek. So, watter emosie hou ek nog aan vas die hele tyd? Hoe beïnvloed dit my lewe? Hoe kan ek dit aan God oorhandig? Here, genees my hart en vul my met vreugde en vrede. Bid dit in en kry daai vreugde. Vrede in God beteken innerlike rus, ondanks omstandighede. Maak nie saak wat nie. Dit kom nie deur mense of dinge nie, maar deur vertroue in God. Baie mense ervaar spanning en angs, wat hul vreugde steel op die ou einde van die dag. Deur gebed en meditasie
oor God se woord, ervaar jy sy vrede. Vrede vervang vrees, twyfel en hartseer. Om vrede te ontvang, moet jy jou hele hart aan God oorgee. Hierdie vrede versterk jou geloof en emosionele stabiliteit. Johannes 14 vers 27 sê, ek gee julle vrede, nie soos die wêreld dit gee nie, gee ek dit vir julle. So waar in my lewe ontbreek vrede? Hoe kan ek God se vrede ervaar? Watter daaglikse praktyke kan my help om vrede te behou? Here, vul my hart met die vrede en laat my rus in u teenwoordigheid vind. Dan moet ons oorgaan na die vertroue in God. Vertrou in God beteken om op hom te steun, selfs as dinge moeilik is. Ons natuurlike reaksie is om self oplossings te soek, maar God wil hê ons moet hom vertrou. Vertroue bring innerlike rustigheid en versterk jou geloof. Dit vereis oefening deur gebed, belydenis en die besturing van sy woord, die bestudering. So gaan en delf in die woord. Wanneer jy vertrou, word jy minder bekommerd oor die toekoms. Ek hoor gedurig, wat hou die toekoms in? Mense hou op bekommerd wees oor die toekoms, want die woord sê, leef net dag vir dag. Vertroue help jou om stres, vrees en onsekerheid te oorkom. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie regmaak. Hoe bemoedigend is dit nie? Hoe vertrou ek tans vir God? Vertrou jy die Here, want jou primêre doel hier op aarde is om God te vertrou. Watter area is moeilik vir my om oor te gee? Waar hak jy vas? Waar is daai blokkade dat jy nie net kan oorgee en vertrou nie? Hoe kan ek meer vertrou in God? Hoe kan jy meer vertroue bou? So, skryf 3 situasies neer waar jy God meer in jou lewe kan vertrou. Kom ons kyk bietjie na hoop vir die toekoms. Kry hoop, ai mense, ons sukkel so, baie van julle het nie meer hoop nie. Julle gee op, daar selfmoordneigings, ons kry depressie. Hoop gee jou krag om vorentoe te beweeg. Sonder hoop voel die lewe swaar en leeg. God gee hoop selfs in die donker tye. Genesing en vryheid begin wanneer jy hoop vasgryp. Gryp daai hoop aan. Hoop beteken dat jy glo dat God nuwe dinge kan doen. Deur gebed en geloof word hoop aktief in jou lewe. So laat God toe om hoop te bring. Werk die vrees uit. Op 365 plekke in die Bybel staan, dis sonde as jy vrees. Ons mag nie vrees nie. Vrees is die teenoorgestelde van geloof. Hoop versterk jou geloof en emosionele welstand. Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat 'n gedagtes ek oor julle koester, gedagtes van vrede en nie van rampspoed nie. Wat 'n hoop verloor jy? Tans, hoe kan ek my hoop in God herstel? Kom, skryf dit in die kommentaar. Wat 'n stap kan ek vandag doen om hoop te versterk in ons lewens? Here, vul my met hoop en wys my die pad na 'n beter toekoms. Skryf drome neer. Mense begin weer droom. Kry doelwitte. Wat is jou doelwit in hierdie lewe? Mense het nie meer doelwitte nie. Kom, kry jou genesing van eensaamheid. Ons gesels vandag oor eensaamheid. Eensaamheid kan pynlik wees en diep wonde veroorsaak.
Baie mense voel verlaat en ongekies, onbelangrik. God sien jou en wil jou nooit alleen laat nie. Gebed en geestelike verbintenis bring troos en vriendskap met God. Het jy 'n verhouding met God? As jy 'n diep verhouding met God het, gaan jy nie eensaam voel nie. Genesing gebeur wanneer jy jou hart vir God en ander oopmaak. Gaan nader aan die mense naby aan jou. Jy kan vry wees van die gevoel van eensaamheid deur sy teenwoordigheid te ervaar. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie vrees nie, want ek is met jou. Moenie ontsteld wees nie, want ek is jou God. Wat 'n eensaamheid ervaar ek. Hoe kan ek God se teenwoordigheid meer voel? Hoe kan ek dit meer voel? Hoe kan ek 'n verbinding bou met ander? Here, wees met my en genees my hart van eensaamheid, vul my met u teenwoordigheid. Begin bid. Skryf 3 maniere neer om verbinding te bou. Gebed en vertroosting. Smag daarna. Kom ons kyk na die oorwinning oor vrees. Vrees kan jou groei en jou genesing blokkeer. Dit kan jou verlam en jou selfvertroue verminder. God gee krag om vrees te oorwin. Deur gebed en geloof kan jy dapper optree ondanks vrees. Herken jou vrees en bied dit aan God aan. Sy teenwoordigheid vervang vrees met vrede. Oorwinning oor vrees bring innerlike vryheid en selfvertroue. 2 Timoteus 1 vers 7 leer vir ons, mense, die Bybel is 'n handboek, hy leer vir jou, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Breek dit op, self, beheer jouself, sodat Jesus oor jou kan sing. Wat 'n vrees beïnvloed my lewe? Hoe kan ek God se krag gebruik om dit te oorwin? Wat 'n praktiese stap kan ek vandag doen? Here, help my om vrees te oorkom en my lewe met krag, liefde te leef. Gebroke verhoudings veroorsaak seer en hartseer. Kom ons kyk, hoe kan ons gebroke verhoudings herstel? Genesing begin wanneer jy bereid is om te vergewe en te herstel. Versoening. God leer ons om liefde en vergifnis toe te pas. Selfrefleksie help jou om jou rol in konflikte te verstaan. Deur gebed word jy gerig om wysheid en vrede te bring. Herstel beteken nie altyd terugkeer na die ou patroon nie, maar nuwe gesonde begin. Verhoudings wat genees is, bring vrede en vreugde in die hart. Jy kan slaap. Jy hoef nie wakker te lê en rond te rol nie. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. Wat 'n verhoudings benodig genesing? Hoe kan ek vergifnis bied? Hoe kan ek gesonde grense handhaaf? Here, help my om verhoudings te genees en liefdevol te reageer. Mense, ons moet vrug gaan dra daar buite. Mense moet dit in ons kan sien en ervaar. As ons vir mekaar wil bid, moenie ons aanvat en sê, moenie vir my bid as ek nie vir gebed vra nie. Ons moet onvoorwaardelike liefde kan uitleef. Kom ons laat toe, dat ons vir mekaar kan lief wees. Kom ons gaan lewe in dankbaarheid. Wees dankbaar as iemand vir jou bid. Dankbaarheid versterk emosionele en geestelike welstand. Dit help om fokus te plaas op wat positief is. Baie mense leef in ontevredenheid
en mis daai vreugde uit. Dankbaarheid bring vrede en blydskap in die hart. Dit verander perspektief en verminder negatiewe emosies. Deur God dankbaar te wees, erken jy sy voorsiening en liefde. Dankbaarheid is 'n daaglikse oefening van geloof en vreugde. As jy sê jy voel jy het nie vrede en vreugde nie, dan moet jy nog by 'n plek kom om dankbaar te wees. 1 Kolossense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. So waarin kan ek meer dankbaar wees? Dink 'n oomblik net daaraan. Hoe beïnvloed dankbaarheid my gesindheid? En hoe kan ek dit daagliks oefen? Here, help my om elke dag dankbaar te wees en u seën te waardeer. So skryf 3 dinge neer waarvoor ek vandag dankbaar kan wees. Dit is belangrik, geloof. Mense, groei in die geloof. Groei deur praktyk van vertroue in God. Ek sê gedurig, jou primêre doel hier op aarde is om God te vertrou. Dit beteken om te glo, selfs wanneer jy niks sien nie. Al is jy in die woestyntyd en jy voel jy niks kom deur nie. Groei in geloof bring innerlike krag en stabiliteit. Gebed, Bybelstudie en gemeenskap versterk jou geloof, raak betrokke. Geloof help jou om uitdagings te oorkom. Dit vorm jou karakter en jou perspektief. So ons is hier om vir julle hoop te gee. 'n Sterk geloof lei tot genesing, vreugde en vryheid. Romeine 10 vers 17 sê geloof kom deur die woord van God. Gaan delf die woord. Gaan terug skrif toe en gaan kyk hoe het die mense in die Bybelse tyd ook hulle uitdagings en beproewings gemaak. Hoe het hulle deurgekom? Hoe het hulle deurbrake gekry? So hoe kan ek my geloof versterk? Mense, ons moet ons geloof elke dag versterk. Watter stappe kan ek vandag neem om in geloof te groei? Hoe het geloof my al gehelp? Skryf daar, hoe het jy deur jou beproewinge gekom? Dit is vir my baie belangrik, dat ons ook kan getuig. Here, laat my geloof sterk groei en my lei op die pad. Skryf 3 maniere neer om my geloof te versterk. En ons moet terug gaan skrif toe. Watter Bybelskrifte help jou om jou geloof te bou? So, kom by die nuwe begin uit. Voluit, ons wil nie vasgevang sit in eensaamheid nie. So, dis vir my baie hartseer om te hoor hoe baie mense vasgevang is in eensaamheid. Maar kom ons begin en ons gaan in die nuwe seisoen in van 'n nuwe begin. Elke dag is 'n nuwe begin in Christus. Staan op. Kom by jou genesing en jou vryheid uit. Bring die kans om 'n nuwe lewe te leef. Kry dit. Laat die verlede los en omhels die toekoms met hoop. Mense, ons is vasgevang in eensaamheid, want ons is vasgevang in die verlede. Het jy klaar gemaak met jou verlede? Is jy vasgevang in onverwerkte trauma? God doen nuwe dinge in jou lewe wanneer jy hom vertrou. Selfs klein veranderinge bring groot genesing en groei. Om 'n nuwe begin te hê, vereis geloof, hoop en aksie. In Christus is jy altyd gereed vir 'n vars begin vol vreugde en vrede. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek doen 'n nuwe ding, nou sal dit uitsprei. 'n Nuwe begin. Jy moet daai nuwe rigting kies. Watter ou dinge wil ek loslaat? Wat wil jy
laat gaan. Mense, laat gaan die woede, laat gaan die onvergifnis, die bitterheid, die rebellie, die haat, die twist, laat gaan jou verlede. Hoe kan ek vandag 'n nuwe begin maak, juis deur daai verlede te laat gaan? Here, help my om die verlede los te laat en 'n nuwe begin in my lewe te aanvaar. Skryf daai 3 aksies neer om 'n nuwe begin te maak. Dit is so belangrik. Mense, ons moet vrykom. So, ek wou net 'n bietjie vir julle bemoedig het. So onthou nou, genesing uit die hart is 'n bedieningsspan landwyd. As jy in 'n bediening is, kan jy ook deel raak, die liggaam moet funksioneer. So raak betrokke, los jou nommer in die inbox en ek sê vir jou waar jy kan betrokke raak. En ons het gratis Bybelstudie en ons het innerlike genesingskursusse. Kom en raak betrokke, word beter en nie bitter nie. Tot ons weer gesels.